shine on me, lift up your song. 'Cause you got a light inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you let shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a light inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've Nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, Here, ons bedoel dit wanneer ons sê, ek wil meer wees soos U. My gebed is, Here, dat U ons kom lei. Here, dat U ons kom help en dat U vir ons die riglyn gee. U het vir ons die riglyn gegee. Naamlik die Bybel. Maar vir my om daardie riglyn te volg, moet ek weet wat aangaan in daardie riglyn. Moet ek hom vat, moet ek hom deurlees, moet ek sien daar wat wil Jesus hê van my, wat wil Jesus hê moet ek doen en wat wil Jesus hê moet ek toepas in my lewe om meer te kan wees soos Jesus. Here, laat ons nie ons geestelike lewens afskeep, maar dat ons meer sal begin word soos U, in Jesus naam. Amen. Right, julle kan sit. So die onderwerp is baie eenvoudig en is iets wat ons baie hoor, baie aan dink, maar ek dink nie ons besef altyd net werklik wat dit eintlik sê nie. As jy vat, jy kom na 'n plek toe, of wat nou 'n kerk is, en of dit nou School of Fire toe is, of wat ook al, jy kom na 'n plek toe, want jy besef, jy het hulp in jou lewe nodig, daar's sekere dinge wat jy moet toepas in jou lewe, daar's sekere dinge wat moet gebeur, daar's sekere dinge wat jy moet begin verander, sodat jy 'n sukses kan maak in jou lewe, totdat teregwysing kom. En die oomblik wat teregwysing kom, dan sit, gou stop gou, ek wil nie meer nie. Ek wil nie meer hier wees nie, ek wil nie meer dit doen nie, ek wil nie meer gehelp wees nie. Maar ek wil hê jy moet vir 'n oomblik daaraan dink en want in die dwars deur die Bybel sien en weer eens dis hoekom ek praat oor die riglyne wat vir ons gegee is wat die Bybel is. Dis hoekom ek sê ons moet dit seker lees om te weet wat daar aangaan, om dit te kan toepas in my lewe. By the way, ek kyk hier na notas, so ek hoop almal het hulle Bybelboek en pen hierso, want ek kyk hier na notas. Dit is gelukkig mos afgekondig. Alright. Dis baie eenvoudig, jy is te veel storms al deur om jou te laat steur of jou te laat pla oor 'n reendruppel. Jy is te veel storms al deur om jou te laat pla oor 'n reendruppel. En weer daar kan ek nou 'n lys van voorbeelde gee. Ons kom hier na toe en van, "Jesus, luister, ek het 'n probleem, ek is op dwelms." Nou kom jy hier na toe en sê ons, "Okay, luister, prioriteit 1. Is vergifnis. En is om te deel met die wortels, dit las by vergifnis, is om te deel met die wortels van die probleem, want wanneer die wortel uitgeruk word, kan die boom nie verder groei nie. Buite was sommige hierso was op straat gewees, het aande deur op straat geslaap,
Het nat gereën partykeer, sommige meer as net partykeer. Het nat gereën, jy was in koue, partykeer honger gaan slaap, en vir ander was alles jou lewe lank net vir jou gegee, en dit is net so erg soos wat dit is om niks te hê nie. Want om alles vir jou te laat gee, alles vir jou net te laat doen, en hier's nog 'n geleentheid, hier's nog 'n kans, maak ons ongelukkig iemand groot wat glad nie vir homself selfstandig kan wees nie. Ons maak iemand, jy help iemand eintlik net in sy verderf in, eintlik. As jy die hele dag, aldag, alles net altyd vir hom gee. My punt is, daar sommige wat op straat was, jy het nat gereën, jy het swaar gekry. Jy het honger gaan slaap partykeer. Partye was in gevegte en partye was in situasies wat jy moes beklei vir jou lewe. En of dit was teen iemand fisies wat jou lewe wou neem en of dit was as gevolg van die dwelms en jy was byna dood. Jy's al hierdie storms al deur en Jesus sê, luister hier, ek wil vir jou nou jou deurbraak gee, ek wil vir jou lewe gee en dit in oorvloed. Ons het dit behandel in verlede week. Toe ek gesê het, Johannes 10 vers 10 het ek gevat en ek het vir julle gevra, wees eerlik gou met jouself. By wie van julle het die Bybel sê, die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes, maar Jesus het gekom om lewe te gee en lewe in oorvloed. Toe het ek gevra, wees eerlik gou met jouself, steek jou hand op. By die ou by wie die duiwel nog nooit enigiets kom steel het nie. By die ou in wie se lewe die vyand nog nooit kom slag het nie. En by die ou in wie se lewe die vyand nog nooit kom verwoes het nie. As al so enigiemand steek vir my jou hand op, as die duiwel nog nooit kom steel, slag of verwoes het in jou lewe nie. Right. By ons almal. Nou sê hy, hier is die oplossing. Jesus het gekom om vir my en jou lewe te gee en lewe in oorvloed. Met ander woorde, Jesus wil kom en kom restoreer dit wat die vyand kom neem het. Reg of nie? Gesels saam, julle is amper erger as 'n ouer huis. En Ansara is meer lewendig as julle, ek bedoel, come on ouens. Dis ek het Ansara gewaarsku, ek gaan weer geleentheid kry. In elk geval, alright. Dit is so. Jesus gee lewe en dit in oorvloed. Kyk. Hoekom kies jy waar daar gesteel word, geslag word, verwoes word? Hoekom kies sommige rebellie? Ek gaan rook daar so op plekke waar ek wil, want die plek sal my nie sê nie. Net Tennis en JP. En dan is ons slim. Dan sê ons, ja, sê vir daai ou, hy moet myself kom sê. Hoekom hou jy jou 'n kapok haantjie, wil rammetjie uitnek, wees uitskiet bors, Jesus luister, ek is die ou, niemand sê my niks nie. Wat doen jy aan my deur jou longe te vernietig, deur daar so te staan en te rook? Daar word in elk geval, my vriend, teer is vir 'n pad bedoel, nie vir jou longe nie. So tussen my en jou. Is so. Wat gain jy daaruit? En al wat dit vir my sê, my hart gaan uit vir jou. Want dit sê vir my, luister hierso, daar's regtig 'n identiteitsprobleem, 'n identiteitskrisis in die ou wat homself boast in sonde. Want jy het sonde nodig om jou soos iets te laat voel. Wat sê jy eintlik van Jesus? Ek moet my identiteit vind in Christus, maar weet wat? Nee, eerder nie dit nie. Wat van ek gaan soveel moontlik sonde doen om my identiteit te vind, want dit laat my at least soos iets voel. Eintlik wat jy sê is, Jesus, dit wat jy gedoen het vir my aan die kruis, om vir my te betaal, om vir my 'n identiteit te kom gee, en dit is vrygekoopte, diergekoopte, bloedgewaste kind van God. Dit is nie genoeg nie. Ek het 'n sigaret nodig, sodat ek my uitskietbars kan rondloop, en sê, yes, luister, ek is die ou. Dis wat jy eintlik sê, dink baie mooi, of dit is, doen jy iets aan Wally,
of doen jy iets aan School of Fire, of doen jy iets aan wie ook al, of is dit eintlik vir Jesus wat jy dit stryd sê? Wat gain jy daaruit? Jy wil die ou wees. En hoor my, ek weet, sommige is daar gevalle van, hulle het nie beter geweet nie. Hulle het seer gekry in die lewe. En die gevalle waarmee ek werk, wat sê, luister jy, ek was na kerke toe, en ek was na pastore toe, en ek was na mense toe vir raad, want ek het hulle gesien as geestelike mense, maar eintlik wat gebeur het is, hulle het my weggewys, gesê ek het nie tyd vir jou nie. Jy wat dit gedoen het, sê my die volgende, is jy werklik 'n ambassadeur van Jesus Christus, of is jy 'n struikelblok in daai ou se lewe? En ons weet baie goed wat die woord van God sê, teenoor iemand wat 'n struikelblok is vir iemand anders. Partykeer is jy jou eie struikelblok. Want jy wil nou rebels wees. Jy wil nou wys, ek sal dinge my hoe doen. Maar vir 20 plus jaar het dit nie gewerk nie. Hoekom gaan dit nou? Is dit nie net dalk, tyd vir 'n verandering nie? Dis baie eenvoudig. As dit nie gewerk het, hulle sê, the definition of insanity is doing the same thing over and over again, the exact same way, yet expecting a different result. Nou vir 20 plus jaar het jy dit op jou wy draai en jou wy gedoen en dit het nie gewerk nie. Dit het jou gebring op 'n hartseer en vir sommige op 'n eensame deel en pad van jou lewe. Hoekom kies jy nog steeds dieselfde? Is dit dan nie tyd vir 'n verandering nie? Is dit dan nie tyd om seker te maak, jy luister hierso, ek roep 'n slag uit na God, want ek weet nie wanneer is dit te laat nie. Ek weet nie wanneer is daar nie meer 'n kans nie. Ek weet nie wanneer is my streepietjie van genade getrek nie. Ek hou my op met die dinge, met die laaste waterdruppels wat die vyand probeer gooi op jou. Van hierdie ou se voete stink. Nee, nou wil ek nie meer hier wees nie. Julle is 16 in 'n kamer, nou stink een se voete. Nee, nou wil ek nie hier wees nie. Maar uit die 16, hy doen ons nie iets omtrent dit nie. Hoekom laat jy daai een, hoekom laat jy toe dat daai een julle beïnvloed? Is ek en jy nie veronderstel om die invloed te wees nie? Nie beïnvloed te word nie, die invloed te wees nie. Ons vat 'n hypothetical, sê Klaus loop weg van sy lesings af, hy wil nou nie lesings doen nie. Daar's 30 ander ouens, dink julle nie, daai 30 kan vir Klaus, luister bro, jy moet jou lesings doen. Nee, ek gaan nie lesing doen nie. Wat gaan Klaus doen as die 30 hom optel en by die lesings gaan neersit en om hom sit en sê, brother, jy gaan nou lesing doen? Nee, jy is verkeerd. Hy gaan sy lesing doen. Hy gaan nie niks doen nie, hy gaan sy lesing doen. Die Bybel sê vir 'n rede, 1 verslaan 1000, 2 verslaan 10.000. 3 verslaan dan hoeveel? 100.000. Yes, MJ. Daai is well done. Waar's Madeleine? Vir hom 'n Wilson gee op my naam. Daai was briljant. Hy was op dit. Kyk. Hy kan 'n Wilson kry. Alright, Asai. Yes. MJ is ook met ons. Asai, welkom. Hoekom laat ek en jy toe dat sonde ons roel? Antwoord my dit. Dink by jouself. Ons het nou die dag gesit met 'n situasie wat die ouens uit die groep uitgekom het. Die ouens wat regtig hulle kant bring en hulle sê, luister, ek is oor dit. Ek is moeg vir hierdie 1 of 2 wat nie wil nie. Wat nie wil hulle kant bring nie. Wat nie wil die Here dien nie. Ek is moeg vir dit.
Ek vra dit, hoekom laat jy toe dat daai twee jou roel? Uit die 43 uit wat ons tans is daar 40 wat regtig hulle kan bring. Hoekom laat julle toe dat daai 3 julle roel? Ek vra dit. Is ons so, en nou moet julle my verskoon, maar ek noem dit ons eie slapheid. Want dit is ongelukkig die hedendaagse Christen. Ek sien foute, maar ek doen niks omtrent daaroor. Dis soos 'n Blue Ball fan terwyl hy rugby kyk. Staan, vang die bal. Yes, ek kan beter skop as daai. Yes, ek kan. Dan kyk ons World Cup as daai Manie Lebok, ek kan beter skop. Hoekom is jy dan nie daar nie? Doen niets omtrent dit. Ons loop rond is hierdie potholes. Yes, ouens, hierdie potholes. Kyk hoe lyk die straat, kyk hoe lyk die plek. Maar niemand doen iets omtrent dit nie. Gaan 'n munisipaliteit of iets nie begin reageer as hulle 40 briewe kry en sê luister hierso, dis 'n storie, kyk hierdie pothole. Ek het ander ouens gesien, hulle het bietjie kreatief geraak. Hulle het loop visvang binne in die pothole. Hy het daar gesit op die kampstoel, gooi sy vislyn in. Dis mense wat at least iets doen. Maar die oomblik as ek by sommige praat oor doen iets, dan dink hulle aan tik. Nie aan Jesus nie. Dis waarom die Bybel sê, laat jou denke vernuwe word. Romeine 12. Laat jou denke vernuwe word. Alright, waarmee moet ons denke vernuwe word? Kan iemand my antwoord? Oké, die woord van God, hoe gaan dit gebeur as jy ons nie die Bybel lees nie? Ek vra. Hy gee vir ons 'n riglyn, hy gee 'n Bybel vir ons, hy sê luister hierso, hier's dit. Volg dit. Ons lees hom nie eers nie. As ek nou vra hierso, wie van julle weet wie is Hiskia in die Bybel? Steek 'n hand op, dit gaan wild gaan. Exactly, sien my punt. Maar ons lees die Bybel. Ons dien die Here, ek wil hemel toe. As jy belangstelling het in 'n ou of in 'n meisie. Ons vat nou byvoorbeeld, kom ons sê hypothetically Jason hou nou van Adria of so iets, né? Kom ons sê nou hypothetically so iets. Dan gaan Jason mos nou moeite doen. Hy gaan try uitvind wat is haar gunsteling kleur, wat se blomme hou sy van. So as hy in moeilikheid is, hy daarom die regte blomme koop, maar wat se blomme hou sy van? Hy gaan try uitvind wat is haar belangstellings en hy gaan so bietjie aan die fykant raak en hy gaan maak asof hy belangstel in dieselfde goed as wat sy doen. Maar punt is, daar gaan belangstelling getoon word. Hy gaan try soveel moontlik inligting kry van haar as wat hy kan. Reg of nie? Het ek en jy 'n belangstelling in Jesus Christus? Wees eerlik met jouself, het ek en jy werklik 'n belangstelling in Jesus Christus? Kan ek en jy sê, ons vat sy woord, want die inligting is vir ons verskaf. Die inligting word nie weerhou van ons nie. Kyk, Jesus was 'n man, anders, broer, so daai boek sou vol riddels wees. Maar hy het vir ons 'n riglyn gegee, presies dit wat hy verwag van my en jou, alles uiteengesit, net daar. Maar ons volg dit net nie. As ek en jy mos nou, hoekom is ons bereid om 'n moeilike kreatuur soos 'n vrou te ondervra om uit te vind, wat is hulle belangstellings? Oom Ottie weet nou nog nie waarvan hy aan Saar eintlik het. Oom Ottie try nou nog uitfigure. Is so. Maar die Bybel is 'n riglyn, daarso, hier is wat ek verwag, hier is waarvan ek hou, hier is my, hy sê ek het 'n belangstelling in jou, as jy wat doen? Die wil van God soek.
Nog nie noodwendig, ek leef perfek in dit nie. Hy sê, as jy die wil van God soek, dan het God 'n klare belangstelling in jou. Hoe soek ek dit? Hoe soek ek dit? Tyd te begin spandeer met hom. My Bybel te vat, eenkant te gaan sit. Die Here te vra, Here Jesus, ek lees nie net hierdie ding want dit is 'n storieboekie. Ek lees hierdie ding want hierdie is die woord van God. Breek hom vir my oop. Maak vir my die geheimenisse bekend wat U binne in hierdie woord het. Want ek wil meer leer om meer te kan wees soos U. Jy's erger dinge in die lewe aldeer as om iemand se stinkvoet te ruik. Jy's erger dinge in die lewe aldeer as om iemand te sê, luister broer, is tyd om te loop stort nou. Jy's erger dinge in die lewe aldeer as om op tyd te moet kom, anders gaan Wally aangaan met jou. Jy's erger dinge in die lewe aldeer as om betyds te moet wees vir ete. Jy's erger dinge in die lewe aldeer as om op 'n designated plek te loop rook. Hoekom wil jy opgee die oomblik wanneer daar druppels op jou rug val? Maar jy sal storms deur. Kry vir jou 'n sambreel, my vriend. Dan voel jy nie die druppels nie. Wat is die sambreel? As jou verhouding met Jesus op datum is, that's it, want dan gaan jy dit eers voel nie. Wanneer jy in die storm is en jou verhouding met Jesus is op datum, hy sê ek het mag oor alles in die hemel en ook op die aarde. Beveel daai storm raak stil in Jesus naam en hy moet hom onderwerp aan daardie gesag. Beveel dit. Kom ons vat nog 'n hypothetical. Kom ons sê Tertius wil nie lesings doen nie. En jy gaan sê vir Tertius, ek beveel jou nou in Jesus naam, loop doen jou lesings. Wat gaan hy maak? Dalk manifesteer, want die duiwels binne hom like dit. Ek sê nie die duiwel sê, is 'n voorbeeld. Right, wees kalm. My punt is, hy moet hom onderwerp aan daardie gesag. Maar hier's die ding, jy moet seker wees, jy staan binne in daardie gesag. Jy moet seker wees, dat daai gees, wat Lazarus laat opstaan het, na 4 dae, is werklik binne in jou. Dit is die Heilige Gees. Daai selfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is die Heilige Gees. Daai selfde Gees wat die krepelman in Handelinge 3 vers 6 wat binne in Petrus hulle geoperate het, wat hy gesê het, luister my vriend, silwer en goud het ek wel nie, maar wat ek het, gee ek jou. In Jesus naam staan op en loop. Moet ons seker maak, daai Gees operate binne in jou. Ons moet seker wees, daai Gees kan deur jou hande, deur jou longe, deur elke ding, deur jou kan operate. Sorry JP, jy is nog nie heel daar nie, hy long is nog vasgeteer. In elk geval, maar JP, hier's die ding, jy kan daar kom, as jy besluit, ek raak 'n slag ernstig met God nou. Ek dien die Here soos nog nooit tevore nie, en op te hou speel met jou lewe. Dan kan jy 'n evangelis raak, wat Stefan nie eers kan bykom nie. Want as sommige van ons net so kreatief was om die evangelie van Jesus te verkondig, soos wat ons is om te sondig, was julle al die geslote lande in en deur al. Het jy geweet, ek en jy gaan moet rekenskap gee van elke woord, elke ding wat ons praat en elke keuse wat jy gemaak het. Ja. Daai keuses, dink jy dit sluit in moedswillige sonde? Ja. Dawid bid, Psalm 19:14. Skryf hom neer. Bid Dawid en hy sê, Vader, bewaar U my van moedswillige sonde, sodat ek onbestraflik kan wees
en vry van groot oortredinge. Hy sê, bewaar my, is Psalm 19 vers 14. Bewaar my van moedswillige sonde, sodat ek onbestraflik kan wees en vry van groot oortreding. Hierdie besluite wat ons maak, het jy geweet, God weet, wat is elke liewe een van my en jou, wat is ons volle potensiaal? Weet jy dit? Weet jy dit? Het jy geweet, dat God weet, wat jou volle potensiaal is? Met ander woorde, tot wat jy werklik in staat is, as jy dit jou alles gee. Jy het geweet. Dink jy nie, jy gaan ook moet rekenskap gee, waarom het jy 'n keuse gemaak, om nie jou volle potensiaal uit te leef vir God nie? En dink jy dit gaan net fyn wees voor die Here, of dink jy gaan moet antwoord? MJ, ons raak bietjie persoonlik. Kan jy sê, nee, MJ is nou al mooi reg en al daai dinge, bring mooi sy kant, elke ding, ek like dit regtig. Maar kan jy tot en met nou sê, dat jy, terwyl jy nou al besluit het om die Here te begin dien en al daai, kan jy vir my sê tot nou toe, jy het dieselfde effort, dieselfde potensiaal wat jy daarin gesit het, om sekere dingetjies skelm te doen, kan jy sê, jy het al daai selfe effort ingesit, om die evangelie van God te verkondig, of nog nie? Halfpad, dink jy dit gaan oukei wees voor die Here, of nie? Ja, weet jy waaraan om te werk, dink jy nie? Verstaan? Oom Ottie kan wel sê, hy het al sy volle potensiaal gegee, om te try uitfigure waarvan aan Saar hou. Maar hy weet nie, is so. Ek en jy pla onsself te veel oor die druppels wat op ons rug val, terwyl ek en jy al storms deur is. As daai druppels jou werklik gaan pla, maak seker daai sambreel, met ander woorde, jou verhouding met Christus is werklik bo oor jou. Sy beskerming is bo oor jou, maar hy sê, ons is maklik om te bid, Psalm 91, yes, nee, ek is nou beskerm. Wat sê hy? Hoor baie mooi, hy sê, hy wat skuil by die Allerhoogste. Kan jy dit werklik sê? Kan jy werklik sê, ek skuil by die Allerhoogste. Ek skuil by God. Wat beteken dit om te skuil? Met ander woorde, ek is close, ek is hier teen aan hom. So as jy met my wil te doen hê, gaan met my Vader te doen hê. Hy wat skuil by die Allerhoogste. Dis hy wat beskerm sal word. Dis hy by wie geen plaag naby sal kom nie. Dis hy by wie se tent die vyand nie kan kom nie. Jy moet seker wees, jy skuil werklik by die Allerhoogste. Ook en jy maak seker, ons is ingeplak by Jesus Christus. Ook en jy maak seker, ons volg ons 5 stappe van geestelike groei. Dis waar jy neerskryf. Dit is om Bybel te lees. Punt 1 is Bybel lees. Punt 2 is gebed en worship. Punt 3 is om te getuig. Punt 4 is om samekomste by te woon. Sit langs aan samekomste bywoon, die skrif, Hebreërs 10 vers 25. 10 vers 25. Samekomste bywoon. En punt 5 is om te gee. Hebreërs. Dit was Paulus se koffiewinkel se naam. Hebreërs.
Staan, okay, ek gee 'n oomblik, julle sal net daarby uitkom. Right, so punt 1 was Bybel lees. Fokus hierso. Punt 2 was om te bid en te worship. Punt 3 was om te getuig. Punt 4 is om jou samekomste by te woon. En punt 5 is om te gee. Kan jy sê, en pastore is baie lief daarvoor om 10de te preek en al daai. Kan jy sê 'n 10de van jou dag se tyd, as ons alles uitwerk, werk so op 2 ure 15 minute uit. Kan jy sê dat jy werklik in 'n dag 'n 10de van jou tyd vir God gee? Is ons nog te lief vir ons slaap? Eerder gaan vroeg slaap. Jy staan net so moeg op soos wat jy gaan slaap het. Druk maar deur. Want jy het niks wat jou gerecharge het nie. Die Heilige Gees binne in jou moet aandag kry. Deur hierdie 5 stappe. Sien julle, jou verhouding met die Here is baie makliker as 'n verhouding met 'n vrou. Daar's dit. Daai's die aandag wat jou verhouding met die Here nodig het. Dan weet jy jy's reg. As ek later hier met 'n blou oog rondloop, dit was probably my vrou en Ansar, verstaan, my gekonde retrievers. Ek is veilig hierso nog, maar verstaan, van hierdie stage af. In elk geval. Daai 5 goed, maak seker, daai 5 goed, gee jy werklik aandag. Ek het vir 'n paar van julle al gesê, skryf daai ding neer, sit hom op iewers waar jy jou die heeltyd gaan irriteer, waar jy hom die heeltyd gaan raak sien. En moenie gaan slaap totdat al 5 van daai goed afgetik is nie. As jy dit doen, is dit onmoontlik vir jou geestelike lewe om agteruit te gaan. As jy dit doen, gaan jou druppeltjies wat op jou rug val, jou nie pla nie, want jy gaan besef, jy dien die God wat die storm stil maak. Right. Ons bid. Here, ek eer U vir die woord wat uitgaan. Ek eer U, Here, dat die woord op vrugbare grond val. Here, maar kom stuur die reën in ons lewens. Om die grond te benat, sodat dit kan groei. Hoe benat ons hierdie dinge? Is om tyd met U te spandeer. Is om te bid. Met U te praat, Here, met U te gesels. Here, my gebed is dat ons dit werklik sal doen. Here, en dat hierdie bome sal opkom in ons lewens, maar dat hierdie sal bome wees wat vrug dra, wat by die bekering pas. Lei U ons so, Here, in Jesus Christus naam. Amen. Wine can't satisfy the thirst within my soul.